Goeiedag, ek is Eddie Goldberg. Hierdie oordeenking is geskryf deur Gert Berning. Omring deur God se liefde. In 2 Konings 6 verse 8 tot 18 lees ons van die koning van Amram wat in 'n oorlog met Israel gewikkeld was, maar telkens as hy 'n plan wou deurvoer, het Israel dit geweet. Hy het toe gesê dat een van sy manskappe die verraaier moet wees, maar 'n offisier het geantwoord: "Nie een van ons nie, U Majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel selfs wat U in die slaapkamer sê." Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag om Elisa gevange te neem en hulle het die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van Elisa die leer gesien en bang geword. Elisa het geantwoord: "Moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is." Elisa het gebid: "Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien." Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid: "Slaan tog hierdie mense met blindheid." Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa se slaaf het bang geword, want die vyand het hulle omsingel. Dawid gebruik 'n soortgelyke beeld, omring, as hy skryf van slegte dinge wat met hom gebeur. Psalm 119 vers 61, "Die strikke van die goddelose het my omring." Psalm 116 vers 3, "Bande van die dood het my omring en angste van die doderyk het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind." Daar is tye wat ons so met Dawid kan vereenselwig. Byvoorbeeld as ons vasgevang is in 'n situasie waaruit ons nie kan ontvlug nie. Daar is net nie 'n uitkomkans nie. Die vrese of ongelukkigheid sluit ons in van alle kante. Maar Elisa het iets anders gesien wat hulle omring. Perde en strydwaans van vuur. Hy het besef dat God hulle gaan red en gesê: "Moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is." Dawid gebruik dieselfde beeld as hy sing Psalm 32 vers 7. "U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my van benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding." Ook Psalm 32 vers 10. "Hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring." Die woord omring moes vir Dawid 'n besondere betekenis gehad het. Hul stede was omring met 'n muur wat hulle beskerm het teen die vyand. Die Bybel leer ons van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dit is die een God. God die Vader sorg vir sy kinders, Matteus 6 vers 9. Hy is genadig en gee vertroosting, 2 Korintiërs 1 vers 3. Ons is sy kinders en daarom ook sy erfgename, Galasiërs 4 vers 6. God die Seun is ons verlosser. Ons is deur genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus, Romeine 3 vers 24. Daar is vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus, Romeine 5 vers 1. Ons behoort aan hom, Romeine 1 vers 6. God die Heilige Gees is vir ons gestuur as helper. Hy leer ons van Jesus, Johannes 14 vers 26. Die Heilige Gees woon in ons, 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy gee ons vreugde, Romeine 14 vers 17. Hy gee ons 'n nuwe lewe, Johannes 3 verse 5 en 6. Hy werk sy vrug in ons, Galasiërs 5 verse 16 tot 25. Die psalmdigter skryf, Psalm 91 vers 4, "Sy trou beskerm jou aan alle kante." God omring ons met sy liefde, goedheid en genade. En die verrassing, as hy dit doen, omring hy ons sommer drievoudig, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Oor ons God kan ons net juig. Hy is ons genadig. Hy is ons skuilplek. Hy bewaar ons van benoudheid. Hy is ons verlosser. Hy gee ons vreugde. Hy woon in ons. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons Hemelse Vader, dankie dat U ons baie liefhet en dat U altyd by ons is. Amen.